since the new councillor was elected, since the whole by-election, has she ever engaged with you guys? The last councillor that was here is Miss Bonita. That was Bonita, and she passed away, Miss. Okay, and the new one that they were making a whole fuss about, it's never been here. Sy is op het, sal my ons nie. Okay. Alles sy mos sy is op het, ek weet nie waar sy op het. Sy is hier op hier ander goed is. Desmond, perhaps just get your views on you know the situation that we are currently facing in Menenberg. This is your community. You live here, your children grow up here, you experience, you know, the gang violence and everything that's happening in and around Menenberg, you know, and you were the first to inform us about the situation, and I want to thank you for that, you know, because we believe that we should be highlighting issues like this so that the people can know that the city indeed does not work for us, the city works for them, not for us. Yeah. Just share your views with the viewers and with us. So yes, I'm a resident from Menenberg. Ek is van Menenberg en ons as die National Coloured Congress, ons het gedecide om ons aan by die community leader te sit van ons weet wat hy doen in die community. As ons praat van community leader, praat ons van Jonathan, right? So ek stap nou partiaal saam Jonathan aan en Jonathan is a renowned, as ek sê renowned community worker en activist hier in die Menenberg. Almal ken die man wat kaalvoet loop hier in die Menenberg. Almal ken vir hom. Want Jonathan is al, according to him, 25 years voor my tyd al besig al om die community van Menenberg te serve. En net tot my verbasing dat die city so 'n mooi facility wil afgooi, omdat het according to hulle nie lawful gedoen is, of whatever the case may be. Right? Hulle het 'n document gestuur om vir Jonathan te notify dat hy moet die plek afgooi. En ons weet mos evictions word gedoen deur die court. En as ek vir julle moet terugvat as toe wat die space voor gebruik was voorheen, die was 'n, laat ek dit so sê, die grootste dumping site in Menenberg is hier wat ons nou staan. Die was die grootste dumping site. En Jonathan homself bly net so ook aan waar ons nou staan tans, right? En hy het 'n vision gehad. Hy het 'n vision gehad hoe om ons mense, hoe om ons community te help, right? En tesame met sy NPO, Love Out Loud en die stakeholders van Love Out Loud wat saam met hom is, het hulle 'n vision gehad hoe om dinge te begin te of te laat begin te, en hulle het 'n garden, soos jy kan sien, daai stukkie van die garden wat hulle mee besig is, waar hulle nou hulle veggies groei, en die garden feed was nou obviously die soup kitchen wat hulle besig mee is, en die soup kitchen feed die community, en verstaan, as 'n proses, 'n ongoing proses, alles amalgamate kwai saam met mekaar. En vir my as 'n activist en as 'n community leader het en ek wil dit mense nie so, dat ons ward councillor tans, ons nuwe ward councillor wat nou ingekom het by die by-election, sy het nog nooit vir Jonathan geraadpleeg nie. En vir hom gesê, kykie, die city, sê die city sê die, van as a community leader, verwag ons dat die ward councillor vir ons by die hand moet vat, as ons dinge in die regte wy wil doen, hoe om ons community vorentoe te vat. Verstaan, ek kan ook sê dat, ek ken nie vir haar as 'n activist hier in die Menenberg. Ek ken nie vir haar as 'n community worker hier in Menenberg. Ek wil nie sê dat sy het gejump of was ingeelect omdat sy deur die DA brand ingelek was, wat die community ken nie regtig waarvan nie. En sy ken seker maar nie wat Jonathan nie, maar ons weet wie Jonathan is. En dat sy moet geweet het, as die ward councillor wie hy is, dat selfs hy vir hom by die hand gevat het en vir hom gesê, Jonathan, hoe kan ek maak om vir jou te help, sodat sy die community help, wat sy al reeds doen for 25 years. Guys, you must remember, this was the biggest dumping site. En tans is die facility opgesit, waar hulle die foodkie, die soup kitchen, weg hier uit die facility uit. Hier word programs geran, hier word CV's word opgestel. Hulle gaan nou die learners license programs doen vir die community, for free. So hoekom wil julle iets destroy, wat ons community kan laat benefit? Hoekom, hier is, ek sien nou hier's 'n bokkie, ek sien nou die bokkie hierso, en dan sê 'n paar hoenders ook gewys. Hulle wil wegmaak met die bokkie en die hoenders van health risk of whatever hulle dit call, right? And you must remember,
10 minute se ry hier vanaand af. Oor die brug is Philippi. Gaan kyk daar, die live chickens wat daar is, die straat en hardloop. Nou my question is, aan die City of Cape Town, is daar 2 sets of rules for 2 different communities? Hoekom kan die swart community, om het so te noem, die privileges het en ons nie? You must remember, hulle kry vir die water, hulle kry vir die lig. As ons water nou agter is, vra vir enige ou vrou, ons het ou mense hier wat hulle pille kan drinkie. Hulle kan nie hulle pille drink, hulle moet ys uit die vries uit krap, sodat die ys kan smelt om hulle pille te drink. Hulle sit jou water af. As jy nie krak op jou krak slaat af. Ry ja die Samora Michelle, dan sal jy sien die spiderwebs. Nou is daai nie genoeg om vir ons as colored mense te frustreer. En dan vra julle, ja, hoekom praat julle so lelik op julle video's en hoekom doen julle die, hoekom doen julle hy? Ons is frustreerd man. Ons is kwaad. Ons is kwaad van die city gee nie vir ons daai selfe privileges wat hulle ander communities gee nie. Gaan kyk daar in die wit communities. Hoe lyk dit daar so? Daar's golf courses. Leases word gesign vir 100 jaar. Weet julle wat betaal daai mense per maand? R100, R95 vir 'n golf course vir 'n jaar. En hier wil julle ons facilities wat ons community serve dit afgooi. Nee man, ons staan nie vir daai nie. Ek sal vir julle sê dat NCC is in for the fight. We are here to support Jonathan en his NPO, Love Out Loud. En ons gaan nie weg hier vanaand af van ons weet die facility en die area hierso as an advantage for our community. It serve our community and we want to continue with this because daar is sulke plekke wat die city available maak vir ons community of ons kinders om na toe te gaan nie. Ja, hier's 'n paar municipal buildings hier in die area wat ons kan eens enter daar nie as white elephants. Het word nie gebruik nie want die city laat dit nie toe om gebruik te word ter die voordeel van ons mense nie. But yes, like I said, people, you must remember, we as colored people, hulle sit vir ons weer eens agter uit die City of Cape Town, om as hy sê, the dear and City of Cape Town, but we are here to stand firm. Ons is hier om vast te staan as die National Colored Congress, om te fight vir ons communities, om te fight vir die facilities wat ons community serve. So as Brown Lives Matter, Colored Lives Matter.